Restart. En volgens se titel is Reboot, Restart. Nou is 'n goeie tyd om dit te doen. En ek dink dis iets wat ons regtig, die Here wil hê ons moet dit nou doen. Dat ons regtig dit wat die Here in ons gedeponeer het, dat dit kan werk en na vore kom. En weet wat ek gaan vra, dat is dalk 'n goeie oefening. Ek gaan vra almal gaan staan. En weet wat die Here sê, so moet julle bid. En nou wat hy vir ons geleer het in Matteus 6 vers 9. Jy kan hom aanskryf daar, dankie Gerard. So moet julle dan bid. Ek gaan vra, kom ons gaan dit saam hardop bid. Maar voordat ons dit gaan bid, wil ek vra, lees dit net weer. Ek weet ons ken dit uit ons koppe uit. Van een van die eerste goed wat jy leer toe jy by kinderkraans was, of by kinderkerk was, of sonnaarskool, of whatever jy by. Dit is van die eerste goed wat ons leer. Maar ek wil hê jy moet vanoggend dit lees. Regtig dit net inneem, dit wat daar staan. En net so 'n oombliekie reflekteer daaroor. En ek gaan vra dat ons dit gaan saam bid vanoggend. Maar soveel keer dan dink ek, ons bid van hierdie goeters, ons lees goeters, ons sê goeters, ons quoteer goed, sonder om regtig te bedink, maar doen ek dit, pas ek dit regtig toe? Wat ons Vader wat in die hemel is, ek gaan dit net weer deurlees, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Hy sê, laat U koninkryk kom, en laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dat sy koninkryk, dat ek en jy sy naam sal heilig, dat ons hom regtig, dat my lewe 'n aanbidding sal wees. Laat die koninkryk kom, dat sy koninkryk regtig, hy woon in ons hart, sy koninkryk het ons harte gekom, maar dat die koninkryk nie net in my hart sal kom, maar dat die koninkryk deur my sal kom. En laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En Here, dat U wil in my sal geskied. Maar dat ek ook sy wil het sal geskied in die aarde. Here, laat U wil deur my bekend word. Doen ek en jy dit? Leef ons dit? Gee ons vandag ons daaglikse brood. Hy is my bron. Is my vertroue in hom, of het ander dinge in my lewe my bron geword? Is my hoop in my werk? Is my hoop in my salaris? Is my hoop in wat dit ook al mag wees? En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Vergewe ek regtig vanoggend. Ek weet die Here het my vergewe, maar vergewe ek my skuldenaars, soos dat hy my vergewe het. Of dra ek vanoggend iets in my hart teenoor iemand anderster? En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ek dink baie keer lei die Heilige Gees ons na ander plekke toe, maar dan luister ons nie, want ons volg ons eie vlees, ons volg ons eie gedagtes, ons volg ons eie planne, en dan beland ons in versoeking en ons beland in die moeilikheid. Want dan nie behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Die Passion Translation sê, manifest your kingdom realm and cause your every purpose to be done on earth as it is in heaven. Nou gaan vra, kom ons bid dit saam, as gemeente vanoggend. Bid dit hardop saam. Onse Vader,
wat in die hemele is. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En ek wil vra dat ons daai sin, Here, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En dit brand so in my hart, die hele reboot, dit wat die Here wil doen is, hy wil sy koninkryk deur my en jou demonstreer en manifesteer. Sy wil laat geskied. Roep ons vanoggend, Here, help ons dat ons U wil sal uitleef. Dankie, kan mense plekke neem. Ek weet, donderdag was dit Hemelvaartdag. Toe Jesus opgevaar het hemel toe. Ek het so kort boodskap uitgestuur op die groep. Hoop jy het hom gekry, as hom nie gekry het nie. Ek gaan dit nou nie herhaal vanoggend wat ek gesê het nie, maar ek wil net dalk een versie. Komende Sondag is dit Pinkstersondag, is Pinksterdag. En dit val nou toevallig op 'n Sondag. Ons wil regtig 'n bietjie bedien oor Pinkstersondag. Wat dit vir ons inhou, wat dit vir ons beteken. Maar ek dink, kan julle dink wat die disippels moes beleef het? Hulle stap hierdie pad, hierdie nou kosbare intieme verhouding saam met Jesus. Want hy soveel tyd in sy disippels sit en hy het hulle gewaarsku die hele tyd, ek gaan weggaan. Hy gaan sterf, hy gaan opstaan uit die dode. En hy dink dis soos iemand wat vir jou sê, nee, ek gaan trek, ek gaan weggaan. Maar die dag wat dit gebeur, dan is dit nie so lekker nie. Dan voel dit vir jou, dis die einde van die wêreld. Dis rof. Maar, hoor wat Jesus se woorde was in Johannes 16:7. Hy sê, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Hy sê is vir julle voordelig. As ons daaraan dink, wel ons leef aan die ander kant van daai belofte. Hy het gesê as ek weggaan, sal ek die trooster stuur. Hy het weggegaan, hy sit nou. En julle wat vir my die kosbaarste, as ons dink aan Jesus, wat doen hy nou? Op hierdie oomblik, terwyl ons hier so sit en praat en saam is, sê hy sit in die regterhand van God die Vader en hy tree vir my en vir jou in. As hy dit sê, wie wat sê dit? Ek en jy is vanoggend op sy gedagtes. Hy dink aan ons. Die Amplified sê dit baie mooi van die Heilige Gees. Hy sê it's profitable, good, expedient, advantageous for you that I go away, because if I do not go away, the comforter, counselor, helper, advocate, intercessor, strengthener, standby will not come to you into close fellowship with you. But if I go away, I will send him to you to be in close fellowship with you. Die comforter, die counselor, die helper, ons advokaat, ons intercessor, our strengthener, our standby. Dis alles wat die woorde wat die Heilige Gees omskryf. Hy wat in my en jou woon, hy wat in ons is. En hoe kom ek dit weer lees en herinner daaraan, dat het ons sal herinner, wat het ons tot ons voordeel? Wat het ons
wat hy ons mee toegerus. Wie is dit wat werklik saam met my is en in my woon vanoggend? My helper, my advokaat, my intercessor, die ene wat my gaan krag gee. Die ene wat altyd by my gaan staan. Ek gaan nooit alleen wees nie. Hy is by my. Die vraag is, stap ek en jy in hom wat by my is? Stap ons regtig in daai afhanklikheid van hom? En dan nog 'n ding wat gebeur het is, toe hy nou opvaar, so 'n paar goeters, ek wou nie sê nie, maar ek dink wat nog vasgehaak het in al die disippels, hulle vra vir Jesus, nou dat die gaan nie die koninkryk van Israel weer vestig, gaan nie nou, hulle het nog hierdie politieke prentjie in hulle kop, hierdie politiese ding wat die Here moet kom doen vir Israel. Hoeveel keer het ons nie ook daai prentjie, wanneer ons bid, wil ons sê die Here moet ingryp in ons land, ja. Maar ek en jy nie soms dalk die verkeerde prentjie wat ons bid. Bid ons regtig dat die Here se wil deur my sal geskied en dat sy wil sal gebeur? Of is my gebede so ingefokus op dat ek so gemaklik as moontlik in hierdie wêreld kan leef? Ek myself so vasmaak aan hierdie wêreld. Maar die Here het iets anderster in gedagte. Maar in 'n geval, ek wil nie daaroor praat nie, maar hy sê, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, die volgende oomblik toe, gaan hy op in 'n wolk. En ons lees in Handelinge 1 vers 10, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar. Het ek en jy nog daai verwagting van 'n koning wat weer gaan terugkom? Het ek en jy nog daai verwagting, daai wederkomsverwagting, om te weet, Here, U kom terug, U gaan kom. Ons weet nie die tye nie, wanneer hy gaan kom nie. Maar hy het gesê aan die tekens sal ons sien. Ek weet nie, die tekens lyk al hoe meer interessant in die tyd wat ons nou leef. Ek wil nie praat oor sy koms nie. Ek wil vanoggend praat oor, wat doen ek en jy totdat hy kom? Totdat hy die dag kom, het ek en jy 'n opdrag om uit te leef. Totdat hy kom, is daar iets wat ek en jy moet doen. 'n wandel wat ek en jy het. En is my weer, that we'll begin to reimagine, so that we can recreate. Ek en jy 'n ander prentjie in ons gedagtes sal kry. Anders sal sien, anders sal kyk. En ek weet ek het hierdie goeie sal klomp keer hierdie afgelope tyd gepraat. Maar ek gaan aanhou, want ons moet in dit beweeg. Kan hy prentjie vir ons gooi, dankie Geraan. Wat ek gesê het, reimagine. En ek wil weer hy stelling, the renewed mind is somehow able, through faith, to put on display the reality of God's heart, which is His world transforming this world. The renewed mind is somehow able through faith to put on display the reality of God's heart, which is His world transforming this world. Hy wil mense se lewens deur my en jou transformeer. Hy wil my lewe eerstens verander. Hy wil my lewe eerstens transformeer en dan deur my 'n impak maak in ander mense se lewens. Hy wil my en jou, ek en jy was sy plan.
Hy kon engele gebruik het, hy kon allerhande, maar God het gekies om my en jou te gebruik en deur my en jou 'n impak te maak waar ons beweeg. En hy wil weer, dit wat ons gebid het, dat sy koninkryk sal kom. Dat die wil van God in elke situasie waar ons invloed het, gemanifesteer en gedemonstreer sal word. Jy sien my en jou denke wat vernuwe is, die vernuwede denke, daai renewed mind, soek geleenthede, wat ons deur geloof 'n invloed kan uitoefen. En ek weet ek het dit gesê al, wanneer ek probleem gefokus is, gaan ek nie die oplossing sien nie. Maar 'n gedenke wat vernuwe is, denke wat getransformeer, wat verander is, as ek by 'n plek instap, as ek met mense kontak het, gaan my gedagtes, gaan ek 'n geleentheid soek om met daai persoon, hoe kan ek daai persoon, hoe kan ek hierdie situasie, hoe kan ek hierdie omstandighede invloed met die koninkryk? As ek in 'n plek is, Here, wat is u wil? Wat verwag u van my in hierdie situasie? Hoe kan ek u wil hier uitleef? En daai stelling was my so mooi, daai Jesus het nie in reaksie op die vyand geleef nie. Hy het reageer op sy Vader se stem. En ons is baie keer, die vyand hou ons so besig, want ons is die heeltyd besig om in reaksie te leef op wat hy besig is om te doen. Hy maak 'n klomp bewegings, hy maak 'n klomp moves, hy's besig met 'n klomp goed in ons lewens, en ons is die heeltyd besig om te reageer op dit wat hy doen. Hy bepaal amper die vloei. Jesus het geleef, hy het gereageer op sy Vader, die vloei, dit die rigting wat sy Vader bepaal, dit wat die Vader wil hê, hy moet doen. Jy sien, die Here wil ons leer dat ons moet regeer, nie reageer nie. Net mooi stel. Dat ons sal regeer, nie reageer nie. Dat ek in omstandighede sal regeer vanuit die Gees wat in my woon. Ek hoop dit maak sin. As 'n Engelse gesegde, you can be reactive or you can be creative. It just depends how you see it. Dis presies dieselfde letters wat gebruik word om al twee woorde te spel. Creative depends how you see it. Die C is net vooraan. Reactive is die C daar in die middel ergens. It depends how you see it. Hoe gaan ek en jy optree wat 'n invloed kan hê en 'n impak kan maak? How can we be creative? Hoe kan ons situasies dalk herskep? Hoe kan ons dalk verhoudings herskep? Want my invloed is 'n koninkryksinvloed. Hoe kan ek en jy die hemele afbring aarde toe? En dit laat demonstreer en dit laat manifesteer. Dat mense Christus in my en jou kan sien en beleef. Kommentaar het gesê, the Christian has to keep his feet on the earth, but his head in the heavens. He must be heavenly minded here on earth, and so help to make earth like heaven. Dat ek en jy so sal leef. Laasweek hierdie vers, het ons hierdie gedeelte, het ek het gedeel met julle, maar ek wil dit net weer deel. 2 Korintiërs 6 vers 5. Vanaf vers 5. Ek lees dat uit die nuwe vertaling uit. En Paulus is hier in die woord, en hy deel 'n bietjie van wat hulle beleef het, en deurgegaan het as disippels, en wat hy beleef het. Hy sê, ons is geslaan, ons is in die tronk gegooi, ons het in oproere beland, ons het swaar gewerk,
nagte sonder slaap deurgemaak en honger gely. Ek dink hy het nou nie heeltemal eintlik sy volle alles wat hulle beleef het nie. Hy het nie daar vertel van hoeveel nagte hy rondgedobber het op die see, hoeveel keer sy boot gesink het nie, hoeveel keer hy vir dood gelos is, hoeveel keer hy geslaan is met stokke, met klippe gegooi. Hy het nie al die goed, hy het net so 'n paar goed gedeel. Hy sê ons het deur al hierdie goed gegaan. En as jy moet dink, watse dinge het jy en ek al deurgegaan? Watse dinge het jy al beleef wat swaar is, moeilik is, nie lekker is nie? En Paulus kom en sien, Paulus het nie goed neergeskryf net as net woorde om te deel nie. Hy het nie net gepraat nie. Die goed wat Paulus vir ons geskryf het, het hy aan sy lyf gevoel. Hy het dit beleef, hy het dit ervaar. So wanneer hy vir ons van hierdie goed vertel het om te sê, dis hoe hulle geleef het, dis uit ervaring. Dis nie net inligting wat hy gedeel het nie. Hy het ervaringskennis gehad van hierdie goeie. So wanneer hy dit sê, hy sê ek weet, ek verstaan. Ek het ook deur hierdie rowwe goed gegaan, maar hy sê ons het onberispelik opgetree met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit klink amper soos ons almal wat hier sit, né? Ons het ons goeders onberispelik opgetree. Hy sê met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur. Hoor mooi. Hoe het Paulus hulle dit reg gekry om so op te tree? Hoe het Paulus hulle dit reg gekry om nie soos die wêreld te reageer nie? Om nie op te tree soos wat die wêreld dalk sal optree nie. Hoe het hulle dit reg gekry? Hy sê dit alles het ons gedoen. Hoe? Deur die Heilige Gees. Deur opregte liefde. Deur die woord van die waarheid. En deur die krag van God. Sien, hulle het al hierdie goeders verdra, al hierdie goeders deurgegaan. Nie in hulle eie krag nie. Ek en jy gaan dit nie in ons krag regkry nie. Dis hoekom hy sê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, sodat ek my gees kan stuur. Want is deur sy gees wat ek en jy dit gaan regkry. Hy sê dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, sy liefde wat manifesteer in my en deur my. Deur die woord van die waarheid. Ek wil maar sê, deur Jesus. There's no other way. En deur die krag van God. Die Here het gesê, toe hy voordat hy opgevaar het, hy sê, gaan wag op my. Totdat die Heilige Gees gekom het. Mense, ons staan aan die ander kant van daai belofte ook. Die Heilige Gees het gekom. Hy's hier vandag. In jou, in my. En dan hoor daar, ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. My wapen vir aanval en verdediging is om sy wil te doen. En hoor mooi wat sê Paulus verder. Hy sê in Efesiërs 5 vers 15, en ek gaan dit lees uit die Amplified. Hy sê, look carefully then. Of jy hom kry geraad, ja, dis die volgende ene. Look carefully then how you walk. Kyk mooi na hoe jy loop, hoe jy leef. Dan sê hy, live purposefully and worthily and accurately, not as the unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people, making the very most of the time, buying up each opportunity because the days are evil. Die Griekse woord wat hy daar gebruik is kairos. Die woord chronos in Grieks beteken dis tyd. Dis ure, minute. Kairos
praat van geleentheid. Opportune moments. Wat hy sê is, buying up each opportunity. Die vertaling sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in goddelose tye. Maak gebruik van elke geleentheid. Hy sê, therefore, vers 17, do not be vague and thoughtless and foolish, but understanding and firmly grasping what the will of the Lord is. Do not get drunk with wine, for that is debauchery, it's losbandigheid. But ever be filled and stimulated with the Holy Spirit. Die Grieks praat van be continually filled with the Spirit. Want vir my so smoor daai, hy sê maak die beste gebruik van elke geleentheid. Jy sien, as ons sy koninkryk wil laat manifesteer in hierdie wêreld waar ons leef, as ons sy wil laat geskied, en mense, die Here steek nie sy wil vir ons weg nie, hy wil sy wil bekend maak aan ons, dat ons sal weet. Hy sê dan daarso, hy sê, therefore do not be vague, thoughtless and foolish, but understanding and firmly grasping what the will of the Lord is. Hy wil hê dat jy sy wil sal verstaan. Grasping it. En het te leef. Ek het baie dit is klomp skrifgedeeltes, en ek wil dat die skrif vanoggend sal praat, nie my opinie of my stellings nie. Matteus 5 vers 16, hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Laat jou lig so skyn voor die mense. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. As ek instap by 'n plek, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat is my en jou ingesteldheid wanneer ons instap by 'n plek? Ek weet baie keer as jy by 'n staatsdepartement moet instap, dan wat's ons verwagting? Okay, glimlagge. Ja, ons glimlag, die smile sê nogal baie. As ek instap by 'n staatsdepartement, jy beklei al voordat jy in is. Jy wen jouself op voordat jy daar ingaan. Man, jy het klomp goed in jou kop wat jy vandag gaan sê, want jy het almal se stories al gehoor van as hulle daar sit. Ek was dieselfde. Laasweek moes ek by die polisiestasie wees. En die polisiestasie wat ek by was, staan bekend as een van die polisiestasies wat die minste. Okay, dis nie die beste polisiestasie in die land op die oomblik nie. En ek moet daar insit, en ek moet goed gaan hernie. Ek het al die stories gehoor. Ek het Ivan Klem se seun gebel, en ek nou weet ek. En ek sit in my klompie papiere, en ek stap al in, en toe ek gaan sit, vra ek, Here, sal U my vandag genade gee? En toe ek daar sit, kom 'n vrou, daar onder in die gang, so groot tannie. Sy stap uit en sê, wie is hier vir hierdie goeders? Sy sê dit in Engels, en steek versigtig my hand op, en sê, ja, ek, sy sê, come with me. Ek stap in haar kantoor en nou gaan sit ek, sy het so groot lesenaar, ek gaan sit aan die ander kant, sy sê, toe praat sy so maar vriend, sy sê vir my, nee, kom sit hier naby my. Ek dink, nee, dan nie gaan jy my. Sy sê, dan kan ons baie makliker die papiere. En iets in my hart tel op, maar hier's 'n ander ding. En ons begin praat. Jy sien, ek moet my a renewed mind looks for opportunity to manifest His kingdom.
En weet wat, die Here begin het te werk en die vrou, dit is my so hartseer. Nou stempels in my papiere, maar ek vra, ek sê, ek het jou hulp nodig vandag. Ouens wat my sou gehelp het my nie gehelp met my papierwerk nie. So ek weet nie of jy goed, sy sê, meneer, ontspan. Ons kyk jy goed mooi. Maar hier in my onderbewuste sê iets vir my, iemand het gelieg, want hierdie is nie soos wat hulle gesê het, dit gaan wees nie. Maar gaan ek luister na dit, of gaan ek luister na wat die Here sê? En toe sy die goed so stempel, sê ek vra, hoor jy so, die stempel van jou het nie eintlik inke nie. Na hartseer ding, en sy sê vir my, nee, want ons sukkel, ek koop self my eie ink. En sy sê, en weet, ek sê, en die penne? Sy sê, nee, ek voorsien self my eie penne. En sy sê, en as ek iets wil print, ek en die vrou in die kantoor langs aan, ons koop saam ons eie papier ook. Ek sê, maar hoeso, dis julle werk? Sy sê, wel, dis wat het is. En ek sê vir haar, hoorie, met trouwens wat ek doen, en sy het so ronde stempeltjie, en ek het vir my een nou gekry, wat jy vingerafdrukke kan neem, want met die huweliksregisters moet jy vingerafdruk ook insit in die huweliksregister. En jy weet, as jy nou daai stempel gebruik het, nou swart ink sit op die vingers, dan sukkel jy dood om dit af te kry, maar die nuwe goed werk fantasties. Jy doen die vingerafdruk en jy vryf net jou vingers en is weg. En ek sien die stempel, ek sê, nee, ek het ook so stempel, ek my dood gesoek vir ene. Sy sê, nee, iemand het hom vir my persent gegee. Maar die ander stempel, ek sê, ek het vir jou ink, kan ek dit vir jou bring? Maar ek sien haar oog, sy sê, asseblief. In elk geval, sy hanteer my met so anderster. Sy kom toe agter en sy sê, ek's nou doom nie. En toe ek klaar is, toe sê ek vir haar, maar ek het 'n krisis, 2 goed, kan jy my help met hierdie? Sy sê, gooi die eerste ene. En ek sê vir haar, kan hierdie? Sy sê, ja, dis eenvoudig, sy gee vir my al die inligting. Ek sê, nou wat is die tweede ene, sê sy vir my. Ek sê, nee, daar's 'n dokument wat ek kort. Sy sê, nee, dis nie 'n probleem nie, kom ons kyk gou op die rekenaar, dan druk ek vir jou, print ek vir jou die dokument. En sy sê, hoorie meneer, jy het 'n probleem. Daai ding van jou het verval. Ek sê, maar hoe? Toe hulle my goed herneet laas keer, sy sê, iemand het droog gemaak. Ek sê, ag nee, wat nou? Sy, geen probleem nie. Sy vra my, het ek hierdie sertifikaat? Ek sê, ja, is by die huis. Sy sê, hoe ver is jy? Ek sê, is nie te ver nie. Sy sê, gaan haal hom gou, ek sit hom gou by die dokumente. Ek sê, maar ek het klaar betaal, ek het al die, sy sê, nee, is nie 'n probleem nie. Bring net vir my daai ding. En ek ry, en toe ek by die huis kom, sê ek van Amanda, het jy penne? En ek gryp haar 'n riem papier, en ek gryp 'n klomp penne, ek gryp baie ink, en ek ry terug na haar toe. En ek kom met die sak daarin, en ek sit dit daar neer. En sy hanteer my papiere, en sy doen vir my 'n eislike guns. Dis seker standaard, maar sy help my fenomenaal. En ek sê vir haar, hier is vir jou ink, hier is papier, en dat dinge was seker 10 penne. En sy gryp haar hand af vas, en sy sê, dominee, so dankie. Ek sê, nee, dame, jy verstaan nie. Ek is dankbaar vir oggend. Nie net die manier wat jy my gehelp het. Ek sê vir die voorreg om jou te kon help, ook vir oggend. Ek is vir oggend so geseënd. Ek stap uit, ek draai terug en ek hardloop terug na kantoor toe. Ek sê vir hoorie, mag die Here jou so seën. Jy het my dag fenomenaal gemaak. Ek het nie iets besonders gedoen nie. Al wat ek vir oggend, ek vertel daai storie, die hele storie. Maak gebruik, die beste gebruik van elke geleentheid. Jy sien, ek kon in daai kantoor ingestap het, opgewen. Die Here wil my en jou se denke en se koppe verander. Hoor bietjie. Eerstens, ons ken hierdie gedeeltes, 2 Timoteus 1:7, wat die Here sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde en van selfbeheersing.
Wanneer gaan ek en jy begin op die plek kom, dat wanneer ons by 'n plek instap, 'n restaurant, 'n winkel, by die werk, by die kantoor, by enige plek wat ek instap, om te sê, Here, dankie, U het nie vir my 'n gees van vreesagtig gegee, U het vir my 'n gees van krag gegee. You did not give me a spirit of timidity, of cowardice, of craving and cringing and fawning fear. Partykeer ons word kwaad en beklei, maar wat dryf dit? Is dit nie partykeer 'n vrees nie? 'n Vrees dat ek nie gaan kry wat ek wil hê nie, so ek moet beklei om dit te kry. Ek moet aggressief wees. Ek kry nie die diens wat ek wil kry nie, so ek is kwaad, ek is kwaai, ek beklei, ek is aggressief. Maar hy sê ek het vir jou gegee 'n gees van krag. Dunamis. He's given you a spirit of power. Daai woordjie dunamis beteken power, strength, ability. Hy sê ek het vir jou gees van liefde gegee. Kan ek en jy nie, en van selfbeheersing, wanneer ons instap by 'n plek, kan ons nie sê, Here, dankie, U gee vir my vandag krag. U gee vir my vandag vermoë om U koninkryk hier te laat vestig. Om U koninkryk hier te demonstreer. Here, U gee vir my liefde. Here, dit maak nie saak hoe daai persoon optree nie. Here, U gee vir my U liefde, U agape liefde. Sy liefde wat deur my kan manifesteer. Here, dankie, gee vir my 'n gees van selfbeheersing, of power and love, of a calm, well-balanced mind and discipline and self-control. Dis wat hy in my en jou gedeponeer het. Kan ek en jy dit nie manifesteer nie? Kan ek en jy nie Jesus demonstreer en laat manifesteer in 'n plek waar ons instap nie? 2 Korintiërs 3, vers 2 en 3 praat Paulus van, hy sê, ek en jy is 'n lewende brief. My lewe is soos 'n brief wat geskryf is. Korintiërs 2:14 sê, ons is 'n aangename geur van Christus. 'n Geur wat sy kennis versprei. Mense, baie keer gaan jou leefwyse, jou aksies, jou optredes, gaan die Bybel wees wat iemand anders ter lees. Hulle gaan nie 'n ander Bybel lees nie. Hulle gaan jou lewe sien en dis die Bybel wat hulle gaan lees. Dis die skrif wat hulle gaan sien. Hoe gaan ek en jy voel? Wat gaan my en jou reaksie wees as ek by 'n plek was en ek het regtig swak opgetree en ek kom by die kerk en die volgende oomblik stap daai persoon by die diens en hulle kom besoek. En hulle stap dalk reguit na jou toe en sê, Andy, hi meneer, ek het jou in die week gesien. Ek het nie gedink jy's hier in die kerk nie. Ek het nie. Hence a surprise. Ek moet bely. Hoeveel keer dat ek al gery en nie mooi by die padrails gehou nie. En dan skielik ry ek die oggend kerk toe en dan sien ek die kar wat gelyk het soos die kar wat ek nou nie mooi gehanteer het by die robot nie. Dan dink ek, Here, moet net nie dat daai persoon vanoggend die diens inloop nie. Jy sien, as daai persoon wat ek ongeskik mee was, daai persoon wat ek vleeslik gemanifesteer het, skielik my kry by die kerk, gaan ek skaam wees? Of kan dit dalk wees dat hulle sal sê, maar ek het iets anders in jou gesien en beleef? Wat gaan die getuienis wees wat mense van jou en van my as God se kinders beleef? Gaan hulle Jesus sien en beleef in jou en my? Ek is amper klaar. Hulle praat van display an opposite spirit. Display an opposite spirit. Hebreërs
Hebreërs 5 vers 12 sê, sorry Gerard, ek het nou die skrifgedeelte omgeruil. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woord van God moet leer. En julle het alweer behoefte aan melk en aan nie vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed en kwaad te onderskei. The Amplified sê vanaf vers 13, hy sê, for everyone who continues to feed on milk is obviously inexperienced and unskilled in the doctrine of righteousness, of conformity to the divine will in purpose, thought, and action. For he is a mere infant, not able to talk yet. But solid food is for full-grown men and women, for those whose senses and mental faculties are trained by practice to discriminate and distinguish between what is morally good and noble and what is evil and contrary, either to divine or human law. Trained by practice. Deur die gewoonte geoefen. Geestesvermoëns wat deur die gewoonte geoefen is. As jy gaan oefen in die gym, dan bou dit krag. Die Here wil hê, ek en jy moet al hierdie goeters, we trained by practice. Ek pas dit toe, elke dag, dat die lewe vir my daar buite soos 'n gimnasium gaan wees. I'm training by practice. Ek weet nie weermag, het jy oor en oor en oor het jy dieselfde ding gedoen, want dan moet muscle memory kom, sodat wanneer jy in 'n situasie beland, jy hoef nie te dink nie, jy tree dadelik outomaties op. My pa het my geleer, ek dink ek het die storie al vertel, toe op die plaas, toe ons groot geword het in Rhodesia daai tyd, het hy my oor en oor het ons gepraat en gedril, as ons in 'n lokval beland, as iets gebeur, so moet jy optree. En toe wragties, eendag toe gebeur het. Ry in die bakkie en ek sit agter in die bakkie met die R1, en die volgende oomblik toe klap die eerste skoot. Ek het nie gedink nie, ek het dadelik geskiet, toe skiet ek die agtervenster van die canopy uit. En ek skiet, want ek dog, hier's moeilikheid, die klerk is vandag dood. Okay, lang storie kort, toe is die bakkie wat gebackfire het. Maar ja, het was 'n goeie oefening. En dis 'n genuine storie. Ek het vandag gehoor probleme as gevolg van daai R1 wat ek binne in die canopy uitgeskiet het. Maar ek moet sê, na die tyd, my pa het geraas met my, maar Jesus was vet pret, ek kan sê, ek het, okay. Trained by practice. Ek en jy, wanneer ons daai geestesvermoëns oefen en doen, dat dit muscle memory bou in my mens, in my denke, in my gedagtes, sodat wanneer ek in 'n situasie kom, en ek kry dit met Etienne te doen, en hy het 'n moeilike dag gehad, en hy's nie lekker nie, en hy's onvriendelik, dat ek nie sal sê, ag, die idioot, hy's 'n ongeskik man, daai ou moet weer 'n kursus gaan doen om hoe by til te werk. Nee, trained by practice. Hey, jy het 'n slegte dag gehad. Here, wat wil U vir Etienne sê? Here, wat is daar wat ek vir Etienne moet doen? Hoe kan ek die koninkryk laat manifesteer? Hoe kan ek U wil? How can I make heaven come down to Etienne? Geestesvermoëns deur die gewoonte geoefen. Wat oefen ek en jy? Ons beland in situasies, ek het dit al so goed geoefen, ek strip dadelik my raadkas. Ek is goed ingeoefen om goed die hoendersin te word, vinnig kwaad te word, vinnig my toys uit die kot uit te gooi en uit te loop, vinnig my te wip van my ma en my pa, vinnig om te skreeu op die kinders. Want dit is deur die gewoonte geoefen. Kan ek en jy nie die geestesvermoëns oefen?
dat dit outomatiese reaksie is, dat wanneer ek instap by die werk, Here, ek bring 'n ander gees in hierdie plek, want dit het vir my 'n gees van krag, van liefde en selfbeheersing gegee het. My outomatiese reaksie gaan wees, is dat wanneer, ek piek op Etienne ongeskik is, gaan ek nie in reaksie op sy ongeskiktheid reageer nie. Ek gaan reageer op die wil van my Vader. How can I make heaven come to earth? Hoe kan ek Jesus manifesteer en demonstreer vir daai persoon? Ek sluit af met hierdie vers. Efesiërs 5 vers 8. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is. Die nuwe vertaling sê, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Is dit wat ek nou gesê het vir die Here aanneemlik? Is dit wat ek nou gaan doen vir die Here aanneemlik? As ek so optree, is dit vir die Here aanneemlik nie. Julle is die lig. Moenie probeer lig wees nie. Hy sê julle is die lig. Hoekom? Ek moet net toelaat dat die Gees wat in my is, kan uitmanifesteer na die buite toe. Dat hy wat in my is, kan uitstraal. Ons is die lig. Hy gaan weer kom, maar totdat hy kom, dat ek en jy lig sal skyn, lig sal wees. Bid ek in Jesus naam vanoggend. En net daar weer sit. Vader, dankie dat U gekom het. Dankie vir U Gees wat U gestuur het. Dankie vir U Gees wat in my woon, in ons woon. Dankie vir U krag, U liefde en die selfbeheersing wat U in ons gedeponeer het. U het dit vir ons gegee. En Here, en ek bid dat waar ons beweeg, mense dit sal sien, beleef, proe en hoor in ons lewens. Here, dat as mense met ons te doen kry, dat hulle Jesus sal beleef en ervaar. Here, help ons, Heilige Gees, dat ons dit sal inoefen. En Here, dat ons elke geleentheid, die beste gebruik van elke geleentheid sal maak. En ek bid, Heilige Gees, dat U ons oë sal open om te sien die geleenthede. Ons ore sal open om te hoor wanneer daar geleentheid is. Dat U die woorde in ons monde sal plaas. Dat U ons sal lei om op te tree soos wat Jesus optree. Help ons om Jesus se hande en voete te wees waar ons beweeg. Here, dat ons U spreekbuis sal wees. En ek bid dit in Jesus naam vanoggend. Ek bid, Here, kom vul ons opnuut met U krag. Kom vul ons opnuut met U liefde. En help ons om in selfbeheersing te leef en te wandel. En ek bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen. En amen. Dankie. Soos ek gesê het, ons gaan Sondag weer meer praat oor die Heilige Gees, Pinksterdag, en reg net die vertrou en die Here vra dat hy ons opnuut sal kom vul met sy Gees. Ons gaan die Here net vereer met ons offergawes.